Ons tema vir vanmôre is God hou nog die pen vas. God hou nog die pen vas. Baie dankie vir ons musiekbediening, dankie vir die lofprysing en aanbidding. En het is wonderlik om te sê, U bly in beheer, Here. En ons kan dit weer en weer sê. Baie dankie vir julle bediening ook vanoggend. Tara het al reeds gebid vir die opening van die woord. Tara, baie dankie. En so ons gaan lees en mag die Here ook die woord van die Here van ons seën, ook vanoggend as ons uit Jesaja 43 ook so saam met mekaar lees. Die opskrif daar is die 2020 vertaling waaruit ons lees. Jesaja 43 vers 1, ons gaan net 1 tot 5 lees en dan vanaf vers 16, so ons gaan nou nie hele Jesaja 43 lees nie. Wonderlike gedeelte uit die woord van die Here. Hoor dit sommer hier met jou hart ook. Maar nou so sê die Here, jou skepper Jakob, die een wat jou gevorm het Israel, moenie bang wees nie, want ek het jou losgekoop. Ek het jou op jou naam geroep, aan my behoort jy. As jy deur water moet gaan, ek is by jou. Of deur riviere, hulle sal jou nie oorspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, jy sal nie geskroei word nie. En die vlamme sal jou nie brand nie. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel jou verlosser. Ek gee Egipte as jou lofprys, Kus en Seba gee ek in jou plek. Omdat jy kosbaar is in my oë, geëer is, omdat ek die een is wat jou liefhet, gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Moenie bang wees nie, want ek is by jou. Uit die ooste bring ek jou nageslag, uit die weste maak ek jou bymekaar. En dan gaan ons lees vanaf vers 16. So sê die Here wat in die see 'n pad gemaak het, 'n deurgang in die magtige waters, wat strydwaans en perde laat opruk, 'n leermag, ja 'n magtige een. Saam lê hulle daar, hulle staan nie op nie. Hulle is geblus, soos 'n lampput uitgedoof. Moenie dinge van vroeër in herinnering roep nie. Op vorige gebeure moet julle nie die aandag vestig nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit gaan nou uitspruit. Kan julle dit nie besef nie? Selfs in die woestyn sal ek 'n pad maak, in die wildernis 'n riviere. Ons lees tot sover. Ons tema God hou nog die pen vas. God hou nog die pen vas, om te sê dat God bly nog steeds in beheer ook van ons lewens. Daar's 'n groot verskil om terug te kyk in die verlede en om dit te onthou. En dit met jou saam te dra. Dis die een kant. En die ander kant om in die verlede te bly. Om jou tent op te slaan in die verlede. Om die verlede jou huis te maak. Daar's 'n groot verskil tussen hierdie twee. Om terug te kyk, om iets uit die verlede te leer, maar ook om hier en nou te leef. Aan die ander kant, om eintlik uit die verlede uit te leef. Dis vir ons almal lekker as jy terugkyk na jou lewe. En nou jy ver terug gaan, party verder as ander. As jy nou in jou huis is waar jy groot geword het, kom ons noem dit maar jou primêre gesin, goeie dae, waar jy boeties en sissies gehad, julle saam met mekaar gespeel, katte kwaad aangejaag, fiets gery. Ek onthou toe ek klein was, het ons sommer so 4-5 ouens, ek het 'n BMX gehad. Kyk, met daai BMX het ek die wêreld vol gery. Jy kon ry waar jy wou. So daai tyd het begin, die N3 was 'n deel wat hulle gebou het. Ek kon onthou ons het baie N3 gejaag. Ons het ons eie Tour de France gehad. Goeie tye. Ek onthou ons in die oggende, ek onthou 1980, Springbok teen die All Blacks, so maak my pa ons hier by 4:30, 5:30 wakker, jy het 'n kombers wat is koud, en jy het 'n Milo in die hand, en jy sit so, en jy wag dat die rugby begin, en ons sien hier val 'n paar meelbomme, en so, maar jy kyk rugby, jy onthou nou daai toets. Goeie dae, waar jy terugkyk, skooldae wat lekker was, wat jy gedoen het, of jy kultuur gedoen het, of jy sport gedoen het, of wat jy gedoen het, goeie dae, matriekafskeid, onthou jy miskien daai eerste ou meisie van jou, onthou jy dit, ja?
Daai Here het jou laat voel het, woehoe! Goeiedag wat jy terugdink. Toe jy verloof geraak het, getroud geraak het, kinders gebore is, daar's niks fout om terug te kyk nie. Niks fout om dit te geniet nie. Maar daar is ook, aan die ander kant, as jy ook terugkyk, is daar ook hartseer verhale in jou lewe, waar jy weet, jy gaan 'n geliefde van jou se stem nooit weer hoor nie, hier op aarde nie. Miskien verlang jy terug na die dae wat jy nog baie makliker kon beweeg, vinniger kon stap. En so is daar baie voorbeelde wat ons kan opnoem vandag. Maar daar is 'n verskil om terug te kyk, dit te geniet, maar hier en nou te wees, as teenoor om met die verlede te leef. En dis eintlik hoe die volk van Israel geleef het. Ons moet nie ons tent opslaan in die verlede nie. Die verlede moet eintlik 'n venster wees waardeur ons kyk. Maar dit moet nie jou huis word nie. Kry mense wat in vandag 2026 leef, maar hulle leef asof hulle nog in 1998 leef. Of in 2005 leef. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Kom, laat ons juig, laat ons bly wees daaroor. Het ons gesing vanoggend. Jy leef hier en nou. Hier en nou is God ook by jou. Maar as jy na die geskiedenis kyk van Jesaja 43 in die agtergrond, dan is die volk van Israel in ballingskap. So dit gaan met die volk van Israel gaan dit eintlik baie sleg. Hulle is na Babel weggevoer, so hulle het hulle huise verloor. Hulle het, as jy Daniël gaan lees, koning Nebukadneser was die een, dan het hulle name selfs verander, hulle het hulle kultuur verander, hulle taal verander, hulle het alles verloor, wat die belangrikste, hulle het die identiteit verloor. Want in Jerusalem was die tempel, en vir hulle was, as jy die tempel kan sien, dis waar God bly. En die tempel is aan die brand gesteek, is vernietig, en hulle is weggevoer, uit hulle huise uit. Jesaja 43 kom sê eintlik vir ons, waar is jou in my hart? Waar woon jou hart? Hierdie volk Israel was in ballingskap, hulle was in 'n toestand, hulle het gedink, maar waar is God? Want God was by die tempel is vernietig, daar is niks meer vir die tempel oor nie, waar is die Here? Is God nog hier by ons? Is ons op ons eie? Waar is die Here? Ons is in 'n krisis, ons het niks meer nie, ons is van alles is gestroop, alles is platgeslaan, ons kan nie weer teruggaan nie, ons is hier onder 'n ander owerheid. Is God nog hier? En as ons deur 'n krisis gaan, dan vra ons baie keer hierdie selfde vraag, wat Israel gevra het. Waar is die Here, as ek hierdie diagnose ontvang? Waar is die Here, as ek my werk verloor het? Waar is die Here, as ek deur 'n egskeidingsproses gaan en ek weet nie meer wat ek kan doen nie? Waar is die Here, as my kinders geëmigreer het en ek is alleen oor in Suid-Afrika? Waar is die Here? Waar is die Here, as ek 'n miskraam gehad het? Waar is die Here, as ek miskien 'n siekte kry en ek weet eintlik dit kan nie genees nie? Dis eintlik harde vrae hier. En ek dink baie van ons het al hierdie vraag al gevra as ons in 'n krisis is. Hoekom help die Here my nie? Hoekom sorg die Here nie vir my nie? Ek hoor nie die Here nie. Ek bid, maar ek kan eintlik nie eens meer bid nie. Waar is die Here as ek 'n geliefde verloor het? Is die Here nog hier? En dis eintlik hoekom Jesaja 43 geskryf is. As Jesaja 43 sê God vir die volk, ek bly nie in daai vernietigende tempel nie. Ek het saamgetrek. Ek is hier by julle.
Al is jy in Babel, alles is nou reg nie, alles is nou wonderlik nie, alles is nou goed nie, hulle is nog steeds in ballingskap, hulle is nog steeds in Babel, dan sê die Here vir hulle in vers, Jesaja 43 vers 1, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Die Here ken jou by jou naam. Die Here weet wat jy beleef, wat jy ervaar, waartoe jy gaan. Die Here sê ek is by jou, binne hierdie krisis, binne jou Babel. Dan sê hier vers 2, as jy deur water moet gaan, jy gaan deur jou Babel, as jy deur water moet gaan, is daar belofte, is ek by jou. Hoor mooi wat daar staan. As jy deur die water gaan, daar staan nie, ek gaan nou rondom die water nie, en ek gaan hierdie kant om nie. Ons is in die krisis, ons is moet deur die water gaan, is daar belofte van die Here, ek is by jou, ek los nie vir jou alleen nie. Dan verhoog die intensiteit, hy sê, as jy deur 'n vuur moet gaan, weer 'n belofte, hulle sou nie wegspoel nie. Miskien beleef jy dit as die ergste erg wat jy ervaar, asof jy selfs deur vuur gaan staan daar, dan staan daar die vlamme is nie brand nie, weer 'n belofte van die Here. Want ek het jou op 'n naam geroep, jy is myne. So die volk het eintlik maar net uit die verlede uit geleef. Hulle het net vasgehou aan die uittog uit Egipte. En dan sê hy in vers 16, goed ja, die volk alles verloor, hulle God verloor nie, ons ook nie, as jy in die krisis is, jy het nie vir God verloor nie. Vers 16 sê, so sê die Here wat die see pad maak, 'n deurgang in die magtige waters. Hy sê, jy kan so fokus daarop, op die vorige gebeure, vers 18, dat jy nie besef dat God ook nou by jou is. Jy kan so vas ook, as ek terug en kyk hoe Here het vir daar gehelp, en as niks fout, ons het al gepraat van jou geloofsmonumente, dit is goed om jou geloofsmonumente daar te hê, om te terugdink, toe 'n krisis was, kyk hoe die Here my vasgehou, kyk hoe die Here vir my, hoekom sal die Here nie nou vir my ook daar wees nie, want hy was vir my daar en daar en daar en daar, so ek weet mos die Here gaan vir my u vertrou. Maar dis nie wat hier gebeur. Wat hier gebeur is dat die volk het eintlik net in die verlede geleef. Hulle het net teruggekyk. En nie besef, maar God is nou hier by jou, selfs in jou Babel nie. Want hulle het die verlede hulle huis gemaak. Hulle verlede het hulle tent opgeslaan. En dan kom die Here, en sy moet jou aandag daarop vestig, en hy sê, kyk, ons moet nie so vasbreek by die verlede, dat ons blind word vir God, dat God nou, hier en nou, teenwoordig is nie. En nou hier God besig is om jou te werk, nie, selfs in jou krisis. En dan is dit pragtige vers, vers 19, wat 'n wonderlike vers. Kom die Here, en die Here bring vir hulle eintlik na die werklikheid toe, na die realiteit toe, en hy sê, kyk, ek gaan iets niets doen, dit gaan nou uitsprei. So die Here sê, moenie die verlede jou huis maak nie, jy mis die lewe. Die hier en nou gaan by jou verby, waar die Here is. Maar jy kyk nie terug, hy gebruik 'n woordjie kyk. Nou, die Hebreëse woordjie kyk, wat hier is, beteken eintlik om jou kop op te lig. Dis wat beteken. So die Here sê, fokus. Ek onthou toe, nou praat ek uit, en julle mag nie vir haar sê nie, want sy is hier langs op die reg aan, toe Marisa klein was. Nou Marisa was goed besig. Wees altyd gesê, as hulle vir haar gesien het, nou sy is ook nou, word al 24, maar daar sien, as jy so sien, so fonteintjie, so wit fonteintjie, so 'n blonde spierwit hare gaan, en hier gaan hy fonteintjie net so, hier so deur. So, en dan die stel altyd vir haar gesig so gevat, en sê, Marisa, kyk vir my, kyk, dan gaan hy oog, die kant toe, en die oog gaan daai kant toe, alles behalwe vir haar ma te kyk, so, fokus, dis amper wat die Here vir ons sê, fokus, kyk vir my, hoor wat ek nou vir jou gaan sê. Ek gaan iets niets doen. Dit gaan nou uitspreek. Nou die werkwoord daar gebruik word is eintlik 'n partisipium. Wat beteken nie ek gaan dit nog eendag doen nie, dit beteken dit het nou al reeds begin. Daarom is daai woordjie gaan en nou hoort by mekaar. God sê ek is eintlik nou al reeds besig om iets niets te doen en dit gaan lewe gee, dit gaan uitsprei.
Pragtig, en dis wat die Here ook gaan doen in jou lewe. Gryp dit aan. Ons kan so in die verlede leef, dat ons nie besef, maar God is nou hier nie. God is nou besig met my, selfs al is ek in my Babel, al is ek in my krisis. Al het ek nou my werk verloor, die Here is daar. Binne my huwelik, wat dinge nie uitwerk nie, is die Here daar. Binne my geliefde wat ek verloor het, is die Here daar. Binne waar ek eensaam voel, my kinders het geëmigreer, die Here is hier. En so kan jy jou eie Babel, ek weet nie wat is jou Babel nie. Geliefde vir jou wat ernstig siek is. Die Here sê, ek is nou hier, kyk, ek gaan iets nuuts doen. Nie iets herhaal nie, vir daai woord iets nuuts. Nie herhaal wat al reeds daar was nie, ek gaan iets nuuts doen. Dit sê vir ons, hier moet 'n bietjie 'n afwagting wees by jou en my. Hier moet 'n amper intentionele, 'n doelbewuste gevoel wees van, hier is die Here besig om iets te doen. Wat gaan die Here doen? Want die Here is by jou. En dit gaan nou uitspruit. Hier kom lewe, hier kom lewe. Vertrou die Here ook daarvoor. Vertrou die Here dat dit wat jy nog nie kan sien nie, dat jy weet dat die Here vir jou sal dra. En dis geloof. Dis geloof. Om vas te hou dit wat jy eintlik nou nog nie kan sien nie. Maar wat ons glo wat die Here alreeds besig is om iets te doen, miskien voor te berei vir die pad waarna jy moet stap. Ek sê weer, ek weet nie wat is jou Babel nie. Maar die Here sê, terwyl jy huil, terwyl jy wag, terwyl jy wonder, terwyl jy bid, terwyl jy twyfel, is God besig met jou. Is God besig met jou. Maar vergeet jy my woorde wat ek nou vandag gesê het. Nee, gryp God se woord aan. En ek wil dit vir jou lees, en vat dit vir jouself. Hierdie woorde van Jesaja 43 vers 19. Gryp dit vir jou hart. Dra dit saam. As jy wegry, hou dit vas. Al is jy in jou Babel. Die Here sê, dis God se woord. God se woorde, ek gee dit vir jou. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit gaan nou uitspruit. Kom ons gaan leef in die sekondes. Jy kan so vaskyk in die verlede, dat jy nou verloor. Dat jy nie toekoms leef nie. Die Here is nou hier, in jou Babel. Gryp dit aan. Leef voluit. Maak die beste van die lewe. Elke oomblik, elke dag. Saam met jou geliefdes, wat nou nog hier is. Wat saam met jou is. Koop die tyd uit. Die Here is by jou. Selfs al gaan dit nie met jou goed nie. Amen. Here, dankie vir u woord, wat vir ons net kom sê, dat ons aan u kan vashou. Want u is by ons. Al voel ons soms u is ver weg. Al voel ons soms, ons bid, maar u hoor nie. U hoor, en u sê in die woord, ek is by jou. En hy sê vir ons, hy tel eintlik ons kop op, en hy sê, fokus, kyk, ek is besig met jou. Ek los jou nie alleen nie. Hier gaan iets niets uitspruit, hier is hoop, waar ons kan vashou. Here, ons kom bid in hierdie week vir al die kommissievergaderings. Ons kom bid, Here, dat u hierdie vergadering sal seën. Dankie vir so baie bedieninge wat aan die gang is in die gemeente. Dankie vir mense wat sê, Here, hier is ek, gebruik my, en ek wil my gawe kom uitleef tot ere en verheerliking van u naam. Dankie daarvoor, Here. Ons bid dit so in Jesus se naam. Amen.